Môre julle almal, dis 'n nuwe week en dis 'n nuwe dag. Ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad. Ag, ons was sommer baie geseënd gister met ons Kerssangdiens en die gemeenteete na die tyd. Dit was voorwaar 'n hoogtepunt van die jaar. Maar hoe dit ook al sy, ons gaan weer voort hierdie week en baie van die laerskoolkinders begin nou eksamens te skryf in die week. Ons weet die hoërskoolkinders is al 'n rukkie aan die gang. Mag die Here julle vashou, mag hy julle dra en mag ons elke dag opkyk na hom en op hom alleen vertrou. En dit bring my vanmôre by ons eerste gedeelte vir die week, Johannes 6 vers 34. Daar staan, hulle sê toe vir hom, Meneer, gee vir ons tog altyd hierdie brood. Dis die gedeelte waar Jesus met die mense praat oor die brood van die lewe en dan sê hy vir hulle, hy is die brood, nê. Nou ek onthou 'n paar jaar terug, toe ek nou nog in Bethlehem was daar 'n geweldige droogte hier in die noordelike Vrystaat, in die Kroonstad area veral, en al die damme het min of meer leeg geloop. En ja, die mense was afhanklik van boorgate en tanks wat volgemaak is, dat mense daarom net gebruikelike water kon kry, nê. En dit het nou nogal, dink ek, hierdie noordelike dele van die Vrystaat in geweldige krisis gestort, want ek meen ons vertrou mos op goed soos kragvoorsiening en watervoorsiening en infrastruktuur vir huishoudelike belange, vir sakebelange en noem dit maar op. En dieselfde geld vir soveel ander goed, vir kos en brandstof en vervoer. En weet julle, ons het 'n ononderbroke voorraad van suurstof nodig net om asem te haal. En dis nou nogal in die voorraad wat in die vroeë Midde-Ooste was. Die voorraad van kos in daai jare was nie gewaarborg nie. Mense in die tyd van Jesus het geweet wat tekort is. Droogte, hongersnood, dit was algemene verskynsels. En toe Jesus vir die mense wat met die brode en die visse gevoed is, toe hy vir hulle sê, ek is die brood wat lewe gee, en wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Hy sê dit net in die volgende vers, in vers 35. Toe pleit hierdie mense by hom, Meneer, gee vir ons tog altyd hierdie brood. Ja, een wonderwerk was wonderlik, maar hulle het geweet dat hulle baie meer nodig gehad het. 'n Voortdurende voorraad. Nie net vir hulle daaglikse brood nie, maar ook die geestelike voedsel wat Jesus aan hulle kon gee. Nou weet julle vriende, baie mense ly aan geestelike wanvoeding, want hulle kom net nie gereeld uit by die voorraadkamers van Jesus nie. Dit wat hy graag vir hulle wil skenk. Miskien probeer jy ook bestaan uit 'n geestelike verslankings-dieet, nê? En as dit die geval is, dan wonder jy waarskynlik maar dikwels, hoekom jy nie so naby aan die Here voel, as wat jy graag wil wees nie. Ja, dit is nodig dat ek en jy by God se feesmaal moet gaan aansit, en dat ons versadig moet word, en om vol te hou, om in Jesus te lewe, beteken dat ek en jy kos moet inneem, die kos wat hy ons aanbied, en ons moet dit op 'n gereelde basis doen, en nie net van tyd tot tyd aan daai hemelse kos proe nie. Ons moet nooit ophou nie. En mag ek en jy aan die begin van hierdie week ons gaan voed by die Here Jesus. Elke oomblik van die dag. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons. Here Jesus, U is die vleesgeworde woord. Kom gee dat my eetlus van die brood van die lewe nooit sal afneem nie, maar dat ek altyd sal honger en sal dors na daai water en daai brood. Ek vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle almal. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Ons praat weer môre. Totsiens.